Goed, nou jy sal sien, ek het vir julle klaar 'n gedeelte van die tekening gedoen. Dis regtig nie so 'n complicated tekening nie. Ek dink die ding wat dit moeilik maak, is as jy hom klaar geteken het, ek het al baie moeiliker tekeninge gedoen. Wat hom moeilik maak is dat hy 'n klomp lyne op verskillende vlakke en dieptes en goeie. So dit maak dit bietjie de mekaar. So wat ek hier gedoen het, gisterand by die ekstra klas, het ek vir die ouens gewys, by 'n perspektieftekening is soos 'n isometriese tekening. So jy moet eers weet wat jy teken. Jy sal sien ek het hier so 'n bietjie van 'n rofweg sketsie gemaak, net om vir jou 'n bietjie konteks te gee oor wat dit is. Dit laat jou dink in 'n bar counter, met so 'n halfmaan ding daarin. Daar agter is soos 'n gat, soos 'n venster of ek weet nie of daar 'n spieël in is wat dit is nie. En dan is hier so 'n floating shelf bedryf wat daar groen ingekleur is. En dan is daar so 'n muur wat 'n steppie maak en dan maak hy so 'n hoekie daar en dan het jy 'n klompie teëls daar op die grond en daai teëls hardloop agter die counter in en dan die counter hier op die kant het hy so skynste daarso. Die lyne wat julle daar sien is teëls, dis hoekom hulle gesê teëls, daar is alles teëls. Okay? Dan waar ek gister begin het, is ek het begin met daai floating shelf. So ek het hom groen ingekleur in hierdie aansig en toe het ek dit groen gaan inkleur in hierdie aansig. Dis daai enetjie en ek het hom groen gaan inkleur in die aansig. Alright. Nou, kom ons begin net vir daar, net vir die ouens wat nou nie gister by die ekstra klas was nie, en dan sal ek daarvan af oorgaan na die sirkels toe. Ek dink die res behoort jy te kan doen. Nou, wat is die beginsel nou weer by perspektieftekening? Die beginsel is dat hierso staan 'n ruit en dit noem ons die prentvlak, né? Hierso staan jy so 'n bietjie verder terug by die staanpunt. Ek gaan so 'n klein bietjie uitzoom gou dat julle 'n bietjie beter kan sien. Okay. So hierso staan jy, dis die staanpunt en hierso is die ruit. En agter die ruit is die voorwerp wat jy teken. Nou, maak jou oog, as jy nou hierso staan, het jou oog 'n bepaalde hoogte. Nee, kyk gou waar my vingers nou is, dis nou onder, maar my vingers kon op hierdie selfde posisie, kon my vingers ook hierbo gewees het. Daar waar hulle nou is. Kon 'n bietjie laer gewees het, Nou dit is jou ooghoogte, that is jou eye level. Okay? En hoe dit werk is, as jy hier staan, en jy kyk na 'n voorwerp, dan maak jou oog, as jy 'n laserpointer gehad het, en jy skyn hom hier deur daai ruit, tot op die voorwerp se hoekie, dan gaan hy ergens deur hierdie vlak 'n merkie maak. En as jy daai vlak dan afgooi hier voor jou, dan gaan jy sien waar hy deur gaan. So, die basiese beginsel hier is, in 'n perspektieftekening, dat jy het 'n ooghoogte, en daai ooghoogte noem ons die horizon line. The horizon line is your eye level. That is how high you are when you're looking. Now I told the people yesterday in the class, if your eye level is in line with the object, it will go smaller, like two triangles towards the vanishing points. If your horizon line or your eye level is above the object, like a drone, then your lines would go upward and upward, also in a triangular fashion, upward. But if it's like this, it will go down and the bottom ones will go up. If for some reason your object is, your eye level is below the object, it will give you something like this. Okay, so dis belangrik dat julle verstaan wat hier gaan gebeur. Now, our drawing is something in the fashion of this one. Okay, where everything goes smaller towards the vanishing points. Why? Because my eye level is somewhere in the middle. This is a bar area, and the same principles apply for all perspective drawings. Okay, nou wat is daai beginsels? Nou hier vanaf moet jy mooi luister. So die beginsel is die volgende: as iets raak daar, if something touches the picture plane, it could be measured. It could be, you can bring the height over. That is the only place on a drawing where you can bring a line straight over and mark something off on it. Okay, a common mistake in perspective drawings is people
people bring a line down, then they bring something straight across, and then they want to go to the standing point and mark off on the straight lines. You can never do that. I'm going to repeat that. If you have a line running straight across like this over your drawing, you can never go to the standing point and then mark something off on that straight line. You can never do that. Why? Because in a perspective drawing, everything starts close and then it goes further away from you. The only place where you can mark something straight off is when it's touching the picture plane. Okay, so dit sal byvoorbeeld wees daai hoekie, that corner there. That corner there, for instance, is that line that I've marked off there. So if I know what the height of that line is, and this is the height of that line, that's the only thing that I can take in this view or that view, that I can take straight across, mark it off, and bring it straight from the top. Okay? But even now, I cannot measure off. I can only mark the heights here, but I cannot draw two horizontal lines and then mark something off on it. You can only mark the start of that line, where it touches. From there on, it's running smaller towards the left, and it's running smaller towards the right. For those of you who forgot, to get the vanishing point, you have to work at the same angle as what this view is drawn on. This is 30 degrees and 60, it could be 45 as well. So at that same angle from the standing point, we said, okay, we need to draw a line, and this needs to be 30 degrees, so you're going to have to do this with a triangle. I've already done this, and I've marked it there at the top on the picture plane, and I took it down onto the horizon line. Okay, moenie baie kinders trek die lyntjie tot daar en skryf hulle verdwynpunt, dis verkeerd, né? So you have to bring it down onto the horizon line. That's your right vanishing point. Please mark it. You get a mark for that. And the same on the left, the same angle that you've got here from the standing point onto where it touches the picture plane, perpendicular down. There's your left vanishing point. Okay, nou hardloop alles soontoe. Hierdie voorkant hardloop soontoe. And now if anything else is lying on the same height and the same line, you can go and simply get it by going to the standing point and bringing it down, and you'll be able to mark it. That bottom point is in line with that thing. But okay, what I want to focus on today is I want to focus on this area right here. So on the counter, op die counter is daar so gat. There's a bit of a semicircle there. Okay. Nou met cirkels gaan jy dit altyd opdeel in 'n aantal punte. Nou moet julle mooi kyk wat ek wys. En hoe dit werk is as volg. Jy kan daai sirkel hier onder gaan opdeel. So where you have the circle over here, you're going to divide it up, and you are going to use your 30-60 degree triangle to do that. Karl, jy dalk jou 30-60 hier by jou. Gaan ek hom sommer net gou gebruik. Ek kan 'n ander enetjie ook gou kry. Somebody's borrowing mine at the moment. Alles reg. Okay. Say again? No, okay. Somebody, I think it's a grade 11 child that's using it, asked me to borrow it. Ek kan gou weer een daar kry. Dankie. Baie dankie hoor. Okay, so I'm just gonna work with a ruler here because I'm not working on the board here, but I am lining it up so it's accurate. So over here, I'm gonna divide it up with my 30-60 degree triangle. You get a mark for this construction, but you always have to do this. Any circle always gets divided up with a 30-60 degree triangle. Right. Merk hom gou af daarso. So now what I'm going to do is I'm going to mark this as A, B, C, D, E, F en G. Okay, nou moet julle gou mooi kyk. Daai selfe punte wat ek nou hier het, moet ek nou gaan afmerk in my bo-aansig, in my top view. Okay? And I actually have got a depth here as well. So wat ek gaan doen is ek gaan net met 'n kleurpotlood gaan ek vir julle gou 'n paar kolletjies maak daar.
Okay. En daai kolletjies gaan ek nou net 'n lyntjie ook trek en ek gaan nou vir julle sê hoekom ons dit doen. So ek gaan dit net afprojekteer. Ja. Jy kan as jy wil, is reg? Okay. So ek gaan hom daartoe vat. Hom hiernatoe vat. Daai lyntjie insit. En daai lyntjie insit. Goed. Nou hoekom doen ek dit? Want ek moet die wyte wat hier is, moet ek daar in die bo aansig gaan insit. So ek gaan hom so bietjie lig daar. Right? So ek gaan sommer 'n passer gebruik om dit te doen. I'm going to use a compass to achieve that. Alright, so ek meet sommer daai afstand. Meet sommer hierdie afstand hierso. En jy gaan sien hierdie twee afstande van die kant af gaan dieselfde wees. I'm going to put that in on that hidden line that you see over there. That is that gap. So ek gaan hom hier afmerk vir myself. Ek gaan hom ook aan die ander kant afmerk, daarso. Goed, dan gaan ek die tweede punt gaan afmeet, gaan hom ook af van die kant af, daar afmeet, en ook van die ander kant af. En julle gaan altyd so dingetjie kry in die eindeksamen. Kyk maar gewoonlik tel dit so 4 of 5 punte. Dis gewoonlik die deel wat 'n bietjie langer vat om te doen. Dis nie moeilik nie, glad nie. Maar ja, kyk maar gewoonlik hoe lyk jou tyd en dan kan jy dit inteken. Goed. Dan op hierdie tekeningkie gaan ek dan hierdie lyntjies net agtertoe projekteer. Ek gaan vir my konstruksielyntjie hier insit. Ek dink ons moet dit dalk in 'n ander kleur doen, net vir bietjie meer duidelikheid. Ek gaan sommer die pink enetjie gebruik hierso, gaan hom net gou hier intrek. Hy hardloop tot hierso. Dis enetjie in die middel. Gaan enetjie hierso wees. En daar gaan enetjie daar wees. Jy kan dit nou saam doen op daai tekeningkie wat ek vir julle afgerol het. Okay, daar sy ook. Right. En die punte wat ons nou benodig is daarso, hierso, daarso, daar en daar. Nou die eerste punt hierso is punt A. So ek gaan hom inskryf. Daar's A. Die enetjie langsom is B. Die enetjie langsom is dan nou C, D, E, F en dan nou G, né? Okay, nou dit werk as volg. Okay? Enigiets wat jy op 'n perspektieftekening wil kry, is daar 'n maklike manier om dit te kry. En daai rympie is parallel, loodreg, hoogte, verdwynpunt, staanpunt en af. So in English, parallel, perpendicular, height, vanishing point, standing point, and down. So I'll quickly explain that. You can go parallel in this direction to the side of the drawing, or you can go parallel in the opposite direction. That can also work. So what I'm going to do is I'm going to take this line in the front because I already have that line. I'm just going to bring it to the front. So there's my parallel. So that's parallel to the side of the drawing. And then I'm going to go down perpendicular, loodreg, gaan loodreg af. Nou, gaan vat ek hierdie hoogtes. Now I take the heights of these points. So height is the next thing. All the heights of the points that I have here, I take over to this view, or to this line rather, that's coming down here. Nou, ek gaan daai lyn gou vir jou intrek in pink. Hierso is hy, parallel.
loodreg, daar kom hy af, perpendicular, okay, now where's the heights of the points? Now the heights are on different heights, okay, but I'm going to bring all of them over, gaan so bietjie opskuif, dat julle ook 'n bietjie beter kan sien. So my eerste enetjie, my first one A, is going to be at the bottom. My second one is B. And you don't have to draw it over the whole drawing. Jy hoef nie oor die hele tekening te trek nie. Jy kan net so maak. En jy kan hom hier gaan afmeet. Dis punt B. Dan kan jy, dit is eintlik B en F. Dan kan ons die volgende enetjie ook gou doen. Ek wil in die hals nou 'n bietjie kort daar, so ek gaan sommer so maak. So daarso is punt C en dan nou uit die aard van die saak punt D is heel bo, hy gaan daar lê. OK. So kom ons meet gou, kom ons merk gou daai punte af. My eerste enetjie hierso is A en G. My tweede een is B en F. So kom ons kyk gou daai punt daar is B en F, dan my volgende een is daar, en dit is C en E, en my volgende punt, daar so is punt D, nee. Hoe kry ek dit? Alles wat hier voor teenoor lê, parallel, loodreg, die hoogte van die punte het ek oorgebring na daai lyn toe, nou vat ek dit na my verdwynpunt toe, dis wat die stappe sê, I take it to my vanishing point, so ek gaan hier vir my lyntjie trek, en dit gaan ek ook vir julle in kleur doen, daar lê op punt D, trek vir my lyntjie daar oor, dan trek ek vir my lyntjie van C na die verdwynpunt toe, C en E, dan trek ek vir my lyntjie van B en F soontoe, en wat ek nou gaan doen is, nou het ek eintlik klaar die lyne, ek het dit oorgebring, verdwynpunt toe gevat, wat is my volgende punt, staanpunt toe en af. Dit is redelik maklik, so al wat ek nou doen is, ek gaan nou al daai punte, gaan ek nou vorentoe bring. Ek gaan dit gou doen, met die hulp van ook gekleurde, ek gaan sommer 'n blou pen vat, dat dit lekker kan uitstaan, my staanpunt lê onder, so ek gaan daai staanpunt gebruik, en ek begin daar by punt A, en ek bring hom voor tot teenaan. Ek werk nou net met pen, vir duidelikheid, ek vat vir B oor, dan vat ek vir C oor, dan vat ek vir punt D oor, dan vat ek vir punt E oor, dan vat ek vir punt F, vat vir punt G, en ek gaan daar stop, nee. Right, A, B, C, D, E, F en G. En nou gaan ek net met dit loodreg af, so ek gaan hom weer afprojekteer. Nou is dit maklik, want ek het mos my lyne genommer. So nou weet ek, A kom reguit af, en A gaan lê op A se lyntjie, en dis heel onder, so nou merk ek hom, daar's A. Nou bring ek vir B af, en B gaan lê op B se lyntjie, nee, waar is B se lyntjie? Daar. Daar is B, en ek gaan merk hom. Bring ek vir C af, so is eintlik maar wat jy nog die hele tyd doen, en daar is C se lyntjie, bring hom oor, en jy merk hom op C se lyntjie, en jy label hom. Punt D gaan reg in die middel lê, daar is punt D, punt D gaan hier reguit af in die middel wees, dan punt E, nou E en C is reg oor mekaar, so daar is punt E,
Daar is punt F. Daar is punt F. En hierso is punt G. Right. En nou kan ek hierdie punte vryhand gou gaan plot. Nog nie trekkie, net vryhand deur hulle gaan. OK. Daar is jou punte. Nou kan jy 'n fleksie of 'n Franse kurwe gebruik om dit te voltooi. OK, so ek gaan net gou hierdie gou inteken maak. Goed, nou gebruik ek 'n fleksie op 'n Franse kurwe. Ek het dit klaar vryhand geplot. En ek trek daai stukkie in. Dan gaan soek ek vir 'n kurwe wat gaan opline met wat ek hierso het. So ek trek daai stukkie op. Daar's hy. Dan hierdie enetjie is 'n bietjie van 'n skerper kurwe. So jy moet gaan soek elke keer vir 'n kurwe wat inpas op hierdie enetjie wat jy gedoen het. Yes, ek gaan nou weer wees, hoor. So daai enetjie gaan ek gou intrek daar. Dan daai enetjie, kom ons kyk gou. Trek hom in. En dan die laaste stukkie is net daai skerp stukkie daar. Trek hom in. En daarso is my boogie vir die kinders. Right julle, ek gaan net vir die laaste deel van die ding gou klaar maak. En so al wat ons nou doen is ons moet nou die diepte van hierdie counter insit. Om dit te kan doen, vat jy daai punt G en jy trek 'n lyntjie na jou verdwynpunt toe. En ek gaan nie almal doen nie. Ons doen gewoonlik net so 'n paar van hulle. So ek gaan hierdie een doen, ek gaan die een doen, gaan daar 'n lyntjie trek. Ek trek nou 'n pen dat 'n mens mooi kan sien wat hier aangaan. So ek gaan net daai punte vat. En dan wat ek gaan doen is, nou gaan ek net aan die agterkant vat ek net daai selfde punte. Dis die diepte van G, die diepte van F, die diepte van E, dan bring ons hulle net vorentoe. So ek gaan dit gou doen, ek sal dit doen. Ek gaan dit doen met 'n kolletjie, met 'n kolletjieslyn dat dit nie verwarrend is nie. So daarso kom punt G vorentoe. Hierso kom punt F vorentoe. Hierso kom punt E vorentoe. En nou gaan ek met almal van hulle ook loodreg af. So ek gaan daai net hiernatoe bring. Bring hom loodreg af hierso. Jy bring hierdie enetjie loodreg af. En jy bring punt E ook loodreg af. Nou gaan julle sien, kom ons gaan na daar's G se agterkant, loodreg af tot hier op G se lyntjie en daar's die agterkant van G. Ek doen dit met die swart pen, daar's ons hy. Dan wil ek F se agterkant hê, daar's hy. Daar kom hy, daar gaan hy loodreg af. En hier is F se lyntjie. So vat hom in. Daar's ons F sinne, nê. En so doen ek dan nou dieselfde met punt E vorentoe, loodreg af. Dan's punt E gaan hier wees en ons kan dan natuurlik ook punt D doen, want op die stadium kan ek net hierdie punte hier sien, maar ons kan hom 'n redelike goeie idee kry wat hy gaan doen. So ek sal hom onthou, ek trek dit nou vryhand, maar gaan doen hom met jou fleksie en Franse kurwe deur daai punte. En dan die agterkant van hierdie ding kan ons sommer in reverse werk. Ek doen nie gewoonlik dit nie. Ek sit hom op my verdwynpunt. Daar's niks anders waar ons hierdie gaan gebruik nie. En dan werk ek net in reverse. Die alternatief, as jy nie dit wil doen nie, dan moet jy vir jou 'n lyntjie hier deurbring tot op die kant van die tekening, dit afbring tot hier
en dan na die ander verdwynpunt toe vat. So dit kan jy ook doen. Daar kan ons dan nou die diepte van hierdie ding sien en dan obviously die counter kan ek nou inteken. Ek sal dit 'n bietjie later doen. Ek gaan nou net hier stop met die video en so maak seker dat jy verstaan wat ek gedoen het. Jy moet die sirkel opdeel. Jy moet daai afstande in die bohandse gaan insit. Dis wat ek daar gedoen het, die wyd is. En dan doen ek maar wat ek altyd doen, parallel, loodreg, bring die hoogtes van daai punte oor tot op daai lyntjie wat ek afgebring het, vat dit na my verdwynpunt toe en gaan staanpunt toe en af en op die regte lyne en die regte hoogtes kry ek my punte. Ek vat dit net na die verdwynpunt toe, ander kant toe en dan kry ek ook die diepte wat ek in die agterkant gemerk het. Goed, ek hoop dit help. Ja, baie sterkte met hierdie tekening.